Gemeente, jy kan vanmôre dan saam met my oopmaak uit Johannes hoofstuk 7. Ons gaan 3 verse met mekaar deel, vers 37 tot 39. Johannes hoofstuk 7. Net hierdie 3 enkele verse wat ons vanmôre met mekaar deel uit die woord van die Here. Die konteks sal later mooi duidelik aan u gestel word. Kom ons lees die woord van die Here. Op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Dit is die woord van die Here. Kom ons staan, dan bid ons saam. Hemelse Vader, hierdie is 'n lewendmakende woord. Dis nie onse nie. Dit behoort nie aan ons nie, en daarom kan ons nie 'n claim op dit hê nie. Hierdie is u woord. En dis u wat dit vir u self bewaar, en wat ons daarby intrek in u groot heilsplan. Sodat hulle wat tot geloof in u Seun, Jesus Christus kom, dat hulle deur die Heilige Gees gevul sal word, en dan hierdie weg sal volg. Hemelse Vader, ons eer u vanmôre, dat u ons ontmoet in hierdie kosbare brief, en dat ons vanmôre onsself kan kom oopstel vir die verkondiging hiervan, dat elke woord vanmôre wat van hierdie kant sal afgaan, o Vader, dat dit geheilig sal word, dat u naam daardeur verheerlik sal word, en dat ons anders by hierdie kerk vanmôre sal wegstap, as wat ons hier instap. So kom gee dan vanmôre weer vir ons die volheid van u self, en doen dit kragtig deur die werke van u Gees. Dit is ons gebed in Jesus se wonderlike naam. Amen. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Dit is so eenvoudig soos dit. Maar gemeente, dit is so geweldig belangrik. Nou kan ek vanmôre vir u kom sê, dat die ervaring wat ek en jy van die Heilige Gees het, stam absoluut af van wie ons in Christus is. Van wat ek en jy deur Jesus Christus ontvang, en dan ook deur hom die kragtige werk mag kry van die Heilige Gees. Oom Thomas Merton John Taylor, hy het 'n pragtige boekie geskryf. En die boekie se titel was Die In-Between God. En wat John Taylor sê, is dat die Heilige Gees die tussenin God is. Hy is die een wat tussen my en Christus kom staan. Die verhouding, die u-ek verhouding met 'n koppelteken, hy sê daai koppelteken is die Heilige Gees.
Dis die Heilige Gees wat sy arm om my gooi, en wat sy arm om die Vader sit, en wat hy dan doen is, hy trek ons na mekaar toe. So wat die Heilige Gees doen is, hy is die Deus absconditus, hy is die verborge God, hy is die een wat mysterieus werk, hy is die een wat jy en ek anoniem kan ervaar in ons lewe, ons kan hom nie sien nie, maar ons weet hy is daar, en wat die Heilige Gees doen is, hy werk baie keer in jou en my goeie en slegte tye. Nou gemeente, hoe werk die Gees? As ek en jy baie keer, en dit is nou wat oom John Taylor sê, as ek en jy baie keer terugwerkend in ons lewe is, as ek en jy kan onthou van tye, toe dit met ons goed gegaan het, en ook van tye waar dit met ons sleg gegaan het, toe ons swaar gekry het, tye waar ons verkeerde besluite geneem het, tye waar ons foute gemaak het, dan is dit in daai stil oomblikke, en dit is hoekom dit so belangrik is om stil te word. Want die Heilige Gees werk met jou, wanneer jy stil is, en jou hart oop is. Dan werk hy terugwerkend met jou in jou lewe, en hy sê vir jou daar, toe dit so goed gegaan het met jou, toe jy in dankbaarheid gelewe het, was dit God wat met jou gewerk het. Hy het vir jou geseën, hy het vir jou gesorg. Maar die tye toe dit met jou swaar gegaan het, daar waar jy dalk foute gemaak het, verkeerde keuses geneem het, kom die Here dan in retrospek en hy kom werk deur jou in daardie opsies, in daardie keuses. En as ek nou vanmôre vir u as gemeente sou kom vra, hoeveel keer hierdie week het jy die Heilige Gees gevoel werk? Hoeveel van julle gaan 'n bietjie rondskuif in julle stoele? Hoeveel van julle gaan dalk so 'n bietjie ander pad kyk? Want ek het vanmôre hierdie baie sterk spesmaas in my, dat NG mense, die gereformeerde tradisie mense, baie stug is. Ons is georden. Ons is baie stil in ons spiritualiteit. En jy voel nader aan so bietjie sleg, wanneer jy met jou meer charismatiese vriende te doen kry, en hulle is uitbundig, en hulle lag, en hulle sing, en hulle dans, hulle beleef die Gees as te ware amper op hulle moue. En dan sê ons vir onsself, maar ons beleef nie die Gees so nie. Hoekom nie? Jy weet dat ons vanmôre seker in die rykste Heilige Gees tradisie is wat bestaan. Ons het 'n teoloog wat bekend staan as die Heilige Gees teoloog, genaamd Johannes Calvin. Daar's geen teoloog in die geskiedenis voor hom of na hom wat meer geskryf het oor die werk van die Heilige Gees as hy nie. En die Pinkstergebeure, dit was vir my in die week weer skokkend om te hoor dat daar kerke is wat nie Pinkster vier nie. Daai Pinkstergebeure tussen Hemelvaart en die uitstorting van die Gees 10 dae later op Pinksterdag. Gemeente, het julle geweet dat daardie bidure, daai Pinksterbidure in die 1860s deur die NG Kerk in Suid-Afrika gestig is. Dis 'n suiwer Nederduits gereformeerde beweging. En dit het vir die laaste 160 jaar deur die ganse wêreld versprei, dat die Heilige Gees in afwagting was om uitgestort te word. So liewe vriende, daarom wil ek vanmôre vir julle kom sê, jy is 'n volle Heilige Gees mens. Die Heilige Gees word nie deels op ons uitgestort en voltyds op ons Pinkstervriende nie.
Die Heilige Gees word nie in stukkies opgebrokkel en ek en jy kry 'n kleiner happie van hom en ander kry 'n groter happie van hom en dan is ons ervaring kleiner en hulle ervaring groter nie. En dalk is dit miskien 'n stukkie waar van ons dat ons baie keer nie die Gees so beleef nie. Maar kan ek vanmôre vir u kom sê dat die Heilige Gees baie pertinent, baie spesifiek werk op een manier. En daarvan is ek heeltemal oortuig dat as jy vanmôre kan bely dat Jesus Christus die Seun van God is en dat jy vanmôre in hom glo vir jou hele verlossing, dan het jy die Heilige Gees. As jy my nie glo nie, gaan lees 1 Korintiërs 12 vers 3. Die ander ding waarvan ek vanmôre doodseker is dat die Heilige Gees jou verander. En dit bring ons vanmôre terug na hierdie teks toe. En wat 'n ongelooflike teks om na Pinkster se bidure vanmôre met u te kom deel. Nou wat ons hier lees in Johannes 7 is dat dit die laaste dag van die loofhuttefees is. Die ander woord vir hierdie huttefees was ook die Yom Kippur fees. Die Israeliete het hierdie fees gewoonlik in die maand Yajia gevier en dit was gewoonlik tussen September en Oktober en dan het hulle vir 7 dae in hutte gaan bly. Hierdie hutte was gebou met palmtakke. Die palmtakke was die simboliek gewees van God se sorg aan hulle in die woestyn. En dat hy vir hulle deur die 40 jaar in die woestyn gesorg het vir kwartels, vir manna, vir water. En wat die Jode dan gedoen het, elke oggend van hierdie loofhuttefees, is Jesaja 12 vers 3 in die liturgie gebruik. Hier sal julle water kom skep en dit sal vir julle lewe gee. En dan het hulle elke dag uit die Siloam poel 'n koppie water gevat en dan het hulle dit op die altaar gaan uitgooi, elke dag van die fees. En dan het hulle daarmee die feit gevier dat God vir hulle in die woestyn water gegee het om te drink. En selfs baie keer ook water wat uit rotse gekom het. In 'n dorre, droë woestynwêreld van die mooiste hoofstukke in Jesaja is Jesaja 35, waar Jesaja sê, uit hierdie dor en droë wêreld sal God kom, en hy sal nuwe lewe skep. Hy gaan weer plante groei laat opspring, hy gaan weer water uit die onderste watergate vir julle gee, die woestyn gaan verander in 'n oerwoud. En dit is wat die Jode gevier het. Saam met dit het hulle ook die Here se voorsienigheid gevier. Dat hy vir hulle voor die herfsttyd genoeg reën gegee het. Dat hy vir hulle gesorg het vir plante, vir diere, vir mense en ook vir die natuur. En nou moet jy vanmôre die geweldige simboliek verstaan van wat nou hier gebeur. In die groot fees van die water, die simboliek van God wat in die woestyn gesorg het, die laaste dag van die loofhuttefees, staan Jesus in die tempelgang en hy skree kliphard uit in vers 37. Elke een wat dors het, laat hom na my toe kom om te drink. Kan u vanmôre die impak besef van wat hierdie woorde aan hierdie feesgangers moes gedoen het? Want hierdie feesgangers het Jesaja 55 vers 1 verstaan. Julle kan verniet kom skep en drink van hierdie water. Hierdie vers was so 'n groot impak in die lewe van die mense, dat Johannes in Openbaring 22 dit as sy laaste woorde aanteken. Elke een wat dors het, moet kom. En hulle moet van die lewenmakende water kom drink. Julle moet dit kom kry, verniet.
sê Jesus vir hierdie mense, dieselfde wat hy vir die vrou by die put gesê het. As julle van hierdie water gaan drink, gaan julle weer dors word. As julle van hierdie water gaan drink, sal julle volgende jaar weer loofhuttefees moet vier, om God se voorsienigheid aan julle liggame te kom vier. Maar ek sê vandag vir julle, hier staan een wat groter is as fisiesheid. Ek kan vir julle water gee, wat julle siele se dors kan les. En daarom was die Fariseërs glad nie lief vir Jesus gewees hierna nie. Inteendeel, in hoofstuk 8 sê hulle as Joodse raad, hulle vaardige nuwe dekreet uit. Hulle skryf 'n nuwe wet in die Sanhedrin, in die synode, en hulle keer dit daar onder die synode goed. Almal steek hulle hande op en sê, as iemand weer in die tempel inkom en erken dat hy die lewende water is, of vir die mense sê dat hy van God afkomstig is, moet hy net daar en dan op die plek gestenig word. Dis hoe baie haat hulle vir Christus gehad het. Hulle wou hom met alle mag keer, om vir die mense te sê wat hy moes. Maar liewe vriende, om hierdie spyker nog dieper in die grafte van die Fariseërs in te kap, voeg Jesus vers 38 by. Met een wat by my drink, sal dit vir hom wees, soos fonteine water, wat uit sy binneste uit vloei. Nou, liewe vriende, dit is vanmôre die uitbarsting van die Heilige Gees in jou lewe. Hierdie water wat jy en ek ontvang van Christus, kom die Heilige Gees en hy kom grou die putte in jou lewe oop. En hy boor die waterare in jou diepste binneste oop en raak, dat dit uitspuit, dat dit fonteine word, dat dit soos lewende water uit jou uit begin borrel. En dit is hoekom ek en jy vanmôre die werk van die Heilige Gees geweldig diep moet besin. Dis daai seentjie wat sê, bid vir my! Ek het dit eendag geskree toe my pa my uitvat, toe skree ek, mamma, papa gaan my boude nou baie hard slaan. Liewe vriende, ek en jy moet vanmôre besef, dat as ek en jy by die Here Jesus uitkom, en as ek en jy deel kry aan sy kruisiging, aan sy opstanding, en aan sy hemelvaart, moet ons vir hom ook bid, sal. Dan bars daar 'n fontein van lewende water in jou binneste oop. Die Here gaan deur jou hierdie wêreld verander. Want ek en jy word 'n bron waarby mense kan kom water skep. Die Here vat jou selfgerigtheid en hy swaai dit om na ander toe. Hy vat jou vyandskap wat jy het in jou haat, jou wrok, jou naaiwer, draai hy om in vrede, in vergifnis, in genade. Die Here kom en hy vat jou lewe soos wat hy was en hy keer dit heeltemal totaal om en hy laat water uit jou uitborrel. Die Griekse teks sê dit kom hier uit jou ingewande uit. Dis wanneer mense met jou praat, wanneer mense in jou teenwoordigheid kom, dan kan hulle nie anders as om die Here Jesus te ontmoet nie. En dit is die werk wat die Heilige Gees in jou en my doen. Dis hoekom hy uitgestort is op Pinksterdag, sodat die Here met 12 disippels 'n ganse wêreld om hulle verander deur die lewende water wat uit hulle binneste uitvloei. En wat ons dan so baie keer doen is,
Ons dam dit op. Ons weerhou die genade van die Here. Ek gaan nie eers jammer sê nie. Ek gaan nie eers vrede maak nie. Ek gaan my saak handhaaf. Ek gaan daai persoon laat hulle aan die pen ry. Ek wil nie sag wees nie. Ek wil ongelukkig wees. Ek wil kla. Ek wil nie vir die wêreld wys dat ek 'n kind van die Here Jesus is nie. Daarom beleef ek en jy die Gees so min in ons. Want die Bybel sê, ons bedruk hom. Ons bedroef hom. Ons keer sy stem weg van ons af. As die Here Jesus vanmôre kom, sê hy in vers 39, daai strome lewende water het hy na die Gees verwys. Want die mense wat tot geloof in hom sou kom, sou die Gees ontvang. En kan jy dan vanmôre weet, dat die Here in hierdie Sondag na Pinkster, 2000 jaar later nog steeds, sy Gees op sy mense uitstort. Dat hy 2000 jaar later nog steeds net een plan vir hierdie wêreld het. Hy het nie 'n plan B nie. Hy het ook nie 'n plan C nie. Hy het ook nie 'n strategie wat gaan tot by plan F nie. God het net 'n A-plan. En daai A-plan is jy. Daai A-plan is die kinders van die Here. Hy wil sy wêreld bereik. Hy wil sy wêreld red, maar hy wil dit nie sonder jou doen nie. Want ek en jy het hom self ontvang. Ek en jy het die Deus absconditus, die verborge God in ons. Ek en jy lewe uit daai krag van die Gees. En daarom, liewe vriende, wanneer jy mense aanraak, wanneer jy na mense toe uitreik, moet dit altyd wees, altyd met die liefde van Christus. So dink vanmôre so bietjie oor hoe reik jy uit na jou huishulp? Dink vanmôre so bietjie oor hoe reik jy uit na jou tuinman, na jou plaaswerkers, na die vrou, die kassiere wat nie vanoggend kerk toe kan kom nie, want sy moet in Pick n Pay die til slaan. Sy sien die hele dag 150 mense wat verby haar kom, en as jy by haar kom, moet sy nog steeds vriendelik wees. Anders is jou dienste nie bevredig nie, anders is jou mense regtig geskend, want hoe durf jy met my so ongeskik wees? Die Heilige Gees vat selfsug uit jou uit. En hy laat jou so bietjie verder as jou neus dink. Liewe vriende, lewende water maak nie mense dood nie. Strome lewende water gee vir mense lewe. Gee vir hulle hoop. Gee vir hulle 'n anker om aan vas te hou in 'n wêreld wat dreig om ons te laat wegdobber. Tel jou woorde. Kyk na jou optrede. En maak soos wat die Here Jesus jou maak om te wees. Bruis hom uit jou uit. Lewe hom raak in ander mense. En ek kan jou vanmôre dan waarborg, jy gaan die werk van die Heilige Gees in jou lewe voel. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here, dit is so baie keer, maar ons skuld, ons wil beheer hê. En ons kom vra vanmôre vir U, dat U asseblief vir ons sal help,
om die beheer vir U terug te gee. Here, om lewemakende mense te gaan word, wat net die evangelie bloei, wat eenvoudig net die strome lewende water vir mense aanbied, sodat hulle by Christus kan uitkom en van hom kan drink, dat die Heilige Gees oor hulle sal kom. O Here, ons kom vra dan ook dat U ons sal sensitief hou daarvoor. Dat ons die Gees se werk in ons nie sal bedroef of bedruk nie. Maar dat ons lewende fonteine sal wees, wat die water wat in ons is sal laat deurgaan en sal deurlaat na 'n gans verlore wêreld toe. Sodat U in die dorre, droë woestyne nuwe plante en nuwe lewe kan laat groei. En dit is ons diepe gebed en ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen.